Halleluja, Here, ons loof U vanmôre. Ons dankie vir die voorreg om te kan sê, Jesus is ons Here. Dankie Here dat U op 'n dag ons gered, verlos, vrygemaak het. En dat U gesê het, U gee ons die mag om U kind te wees. Ons loof U vir daardie verlossing. Ons loof U vir daardie vreugde. Ons loof U vanmôre, Here, dat ons kan weet dat ons is besig om 'n pad met ons God te loop. Here, U wat ons lei op 'n pad van oorwinning, van triomf. Ons loof U, Here, dat ons kan weet dat U is die anker van ons siel. Ons prys U, Here, dat ons in hierdie oggend kan uitsien na die elke dag wat U vir ons doen. Here, U het beplan dat ons vanmôre hier sal wees. En net so, Here, het U vir elkeen van ons 'n droom. Bid vir elkeen van ons, elke familie wat hier verteenwoordig word. Van ons ander families wat nie hier is nie, Here, bid dat U ook daar kragtig sal werk. Daar is van ons mense, Here, wat uitroep en sê, Here, hier is 'n wonderwerk wat moet gebeur. Ons vertrou U vir daai wonderwerk, Here. Ons bid vanmôre, Here, vir 'n regering van waarheid en integriteit. Bid dat U op 'n kragtige wyse, Here, in ons land sal werk. Elke vlak van regering, in elke huis, in elke plek, dat U sal inspreek U almag en genade. Ons bid, o wonder God, vir elke ander gemeente wat vanmôre in U naam vergader, dat U ook kragtig daar sal werk. Ons bid vir die droogte geteisterde gebiede in ons land. Onderneem soos U alleen kan. Dierbare Here, ons staan voor U en ons weet, U is die God wat sê, as ons tot U nader, sal U tot ons nader. Ons loof U daarvoor, Here. Amen. U kan die sitplekke neem. Dis baie wonderlik om saam te wees in die huis van die Here. Ons glo dat die Here vir ons 'n woord het. Ja, van ons mense het verskoning gemaak en nou lekker lang naweek. En party van ons mense is nie gesond nie. Maar ons dankie dat U hier is. Die wonderlike ding is dat wanneer ons hier saamkom, dan wens ons nie die kerk moet vol word sodat die Here sal seën nie. Die Here seën as daar 2 of 3 is. En ons wat hier is, het die Here beplan dat ons hier sal wees en saam sal wees en mekaar se vriendelikheid en warmte sal geniet. Ek wil jy moet saam met my lees in Hebreërs 6 vanaf vers 13. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van aller teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur 2 onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is en ingaan tot die binnekant van die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek hoëpriester is. God het by homself, hy wat die koning van die konings is, die Here van die heerser is, die Here wat beloof, die Here wat sy beloftes waarmaak, het hy gesê, ek neem 'n eed, julle kan my glo. Die eed wat hy neem, is dat hy elkeen van ons sal omhels met sy krag en genade. En omdat ons weet God is onveranderlik, en hy is koning, en hy is Here, en hy gee om en hy het lief, kan ons vanmôre sê, ek het 'n anker wat vas is. 'n Anker wat vas is aan die Here.
die onveranderlike, die rots van die eeue, die wonderwerker God. Ek wil graag vanmôre 'n paar gedagtes met u deel oor Jesus is die anker van jou geloof. Hy is die anker. En ek kan in my pad loop en weet dat terwyl ek God glo, terwyl ek op hom staat maak, sal ek lewe belewe. In hierdie tyd waarin ons leef, vind ons dat mense wil so graag net erns 'n anker hê. Die lewe is stormagtig en die storm steek op en daar word meer storms beloof deur baie mense en ja, dis nie waaroor ek wil praat nie. Maar in hierdie lewe van storms en van uitdagings wil ons graag ergens vasgeanker wees en sê, ek loop 'n pad onverskrokke, nie onverskillig nie. As jy God vertrou, is jy nie onverskillig nie, dan is jy onverskrokke. Ons wil graag elke dag weet, dat wanneer ek met God praat ek met 'n anker. En hierdie Here wat ons ken, en die Here wat ons dien, is die Here wat nie ingestem is demokraties nie. Almal wil graag demokraties ingestem word, en elkeen maak 'n belofte wat hy in elk geval nie nakom nie. Ons God is die koning van die konings en die Here van die heersers, en niks kan dit verander nie. Al sou daar mense wees wat nie vir hom stem nie, jammer vir hulle. Hy is die wonderwerker God wat vandag vir ons wil sê, dat wanneer hy 'n bevel gee, sal dit geskied, dit sal uitgevoer word, Klaagliedere 3:37. Al sou mense teen hom stem, maak nie saak nie, hy bly die koning, en hy bly die almagtige God. En hy is die Here wat ons liefhet. En ek wil vanmôre net 'n paar gedagtes met u wissel oor 2-3 name wat hy vir homself gegee het. Want daarin sal ons agterkom, wie is hy waaragtig? Genesis 14 vers 19 sê die Here, ek sê nie die Hebreëse name nie, want ek kan hulle nie uitspreek nie. Hy is die allerhoogste God, skepper en besitter van hemel en aarde. Allerhoogste God, hy is die allerhoogste God, hy is die skepper en die besitter van die hele aarde. Hierdie wonderwerker God het hierdie aarde geskep deur 'n woord te spreek. En hy is die God wat aan ons kant is. Hy is die Here wat 'n pad met ons loop. Hy is die Here wat vir Henny uit die dood het opgetaal het. Hy is die wonderwerker God, die allerhoogste God. Hy is die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy is nie aangestel of ingestem nie. Ja, sy hemelse Vader, die almagtige God, is ons God. Gaan lees hoe hy aangestel, 1 Timoteus 6 vers 15. Gaan nie oor 'n mens stem nie, hy gaan oor die God van hemel en aarde. Hierdie wonderwerker God het die heelal geskape, en hy het ook vir my en vir jou geskape, en wat meer is, Psalm 139 sê, hy het jou 'n kunswerk gemaak. So elkeen wat hier sit, is 'n kunswerk, wat in God se hand gevorm is. Hierdie Here wil vandag vir ons sê, dat hy is en bly dieselfde. Hy sal die hoogste gesag bly, hy sal die laaste sê hê, hy sal die eerste sê, en al die sê tussenin ook. Hy is die Here God, Matteus 28 vers 18 sê, dat al die gesag in die hemel en op die aarde behoort aan hom. En hy is die Here wat vandag vir ons wil sê, dat hy is ons God, wat met ons 'n pad loop, en niks sal ooit 'n plek bereik, dat hy dit nie meer die sê sal hê, of om ons saak te verander nie. Hy is my anker. Dank die Here, hy is ons anker, die onveranderlike ewige God, wat nie deur een of ander politieke party uitgestem kan word nie. Hy is ook nie die Here wat, as ons tot hom bid, sê, ja, ek sal gou 'n komitee aanstel, and we look into the case nie. Hy verander die case. Ekskuus tog vir my Engels. Hy is die wonderwerker God, wat sê, gryp hom vas, en kyk wat hy doen. Hy is daardie wonder Here, wat sê, hy sal ons lewens waaragtig op 'n pad vat, van lewe. In Genesis 17 vers 1, sê hy is die almagtige, algenoegsame God. Die almagtige,
algenoegsame God. Die God wat sê, as hy gespreek het, sal dit gebeur. En as hy praat van algenoegsaam, dan wil hy vandag vir ons sê, dat hy is ook hierdie wondergod, wat elke belofte, hoe groot en onmoontlik dit ook mag lyk, kan ontmoet, omdat hy algenoegsaam is. Hy is die wonderwerker Here. Hy is daardie God wat in ons lewens groot sake inwerk en groot lewens verander en nuut maak. As hy sê hy is algenoegsaam, kom ons kyk na een voorbeeld. Abraham is 100 en Sarah is 90. En die Here sê vir hulle, hoor julle twee oues, ek is die algenoegsame God, ek sal in julle mens wees wat alreeds dood gegaan het, sal ek lewe skep, sodat julle 'n kind sal hê. En toe lag tannie Sarah. Wat kan hierdie God sê? Die algenoegsame God sê, ek is die God wat dit kan doen, en so waar, daar het sy 'n babietjie. Hierdie algenoegsame wonderwerker God is daardie Here wat vandag vir ons wil sê, dat hy kan in jou lewe, in jou konflik, kan hy 'n deurbraak gee. In jou huwelik kan hy iets nuuts begin. Sal nooit vergeet nie, jare gelede stap 'n vrou by my in en sy sê vir my, hoorie pastoor, hier is my skikkingsooreenkoms, ek gaan my man los, ons huwelik kan nie meer werk nie. Dis klaar verby, lees dit net deur en kyk of dit reg is. Toe sê ek, hoorie, ek is nie 'n prokureur nie, maar weet jy wat, ek is 'n verteenwoordiger van die God in die hemel, kom ek praat met jou, kom ons bid saam. Hulle is vandag nog getroud na 30 jaar. Nie ek nie. Die algenoegsame God skeer 'n skikkingsooreenkoms op en hy sê, julle sal gelukkig wees. Dit is die anker waarin ons vashou. Dis die Here wat vandag vir ons wil sê, dat hy sal waaragtig ons deurdra. Hy sê 'n kosbare ding in sy woord, hy sê vir ons hierso, in Genesis 17 vers 1, hy sê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Wat die Here eintlik wil sê, hou jou oë gefestig op hom en luister na sy fluistering, en dan sal jou geloof geanker in hom wees. As ek sy almag wil beleef, ek sy krag wil beleef, dan moet ek luister wat hy sê. En ek moet glo wat hy sê, ek moet dit vasgryp, ek moet dit in my hele wese inbring. Maar die algenoegsame God, die almagtige God, hy vat enige die mekaar wrak besigheid, en hy sê, dat hy skep daar iets moois. Hy laat alles mee werk ten goeie. 'n huwelik wat verby is. Die man en die vrou wat in verskillende kamers slaap. Die vrou het klaar die prokureur gesien. En die prokureur het klaar sy tande geslyp vir hierdie saak. En toe skeer God dit op. Ek wil vanmôre kom sê, dat die wonderwerker God, die almagtige groot Here, wil vir ons sê, anker jou lewe aan hom, en die onmoontlike sal hy 'n dinamiese oorwinning maak. Hy beloof dit. Dit wat nie sin maak nie, want hy is 'n God wat nooit wankel nie. Hy is die Here wat vanmôre vir ons sê, luister my kind, as die uitdagings jou oorval, en wanneer die storm opdaag, en die vyand jou uitlag, moenie skrik nie, want wanneer hierdie verskrikking opdaag, dan gee ek vir jou die uitkoms, en jy sal oorwin. Gaan lees maar in Korintiërs 10:13. Hierdie God sê, wanneer die goed opdaag, wat ons lewens wil vernietig, dan sal hy die Here wees, wat die krag gee, dat ons uitkoms kry. Hy sal die Here wees wat ons deurdra. Maar Here, ek het nie krag nie. Die Here sê vanmôre vir ons, dat ek moet nie na my eie krag kyk nie, ek moet kyk na die anker. Die anker wat sê, wanneer die storm opdaag, dan gee hy jou die krag, om te doen wat jy nooit gedink het jy kan nie. Efesiërs 3:20. Hy is die wonderwerker God. Hy sê, ek is jou skuld, en jou loon is groot. Weet jy wat sê die Here? Wanneer die uitdagings kom, en die uitdagings wil vernietig, dan sal hierdie wonderwerker, almagtige, algenoegsame God, sal sy hand oor ons sit, en dan praat hy van, ek kon nie verstaan nie, jou loon is groot.
Wanneer hy jou beskerm, dan sê hy, luister baie mooi, wanneer almal dink, al die rekenings is leeggetrek, dan sê God, ek sal 'n uitbetaling maak. Jou leuen is groot. In hierdie storm waarin ons leef, is almal besig om te skrik. Alle rekenings is leeggetrek. Ek het nou die dag by 'n dame gehoor, sy het alle kredietkaarte by 2 banke vol opgebruik. Dis sy wil trek by die bank, toe sê hulle no funds available. Toe dog sy, die bank het nie geld nie, toe sê al die tyd nie geld. En die Here het gekom en ingegryp. En 'n draai gebring en 'n omdraai gebring, sodat sy kon oorwin, want sy het geglo in die wonderwerke God, wat sê hy is my skuld, en hy sal my loon uitbetaal. Genesis 22 vers 14, noem die Here hom, hy sê, hy is die Here wat sien en voorsien. Hy is die Here wat sien en voorsien. Hy sien die uitdaging, hy sien dit wat jy moet hanteer. Hy sien of jy pad met hom sal loop. Hy sien, en as hy sien, my oog is op hom, dan sal hy voorsien. Abraham hoor by die Here dat hy moet sy seun gaan offer. En Abraham maak sy seentjie by mekaar, en hulle gaan Moria toe, en toe hulle onder by die voet van die berg kom, toe sê Abraham vir die slawe, julle bly hier, as ek en Isak klaar aanbid het, sal ons net nou terug wees. Maar die Here het gesê, hy moet vir Isak offer. Maar God sien, 'n man wat 'n pad met hom loop. En God sien die nood, en terwyl hulle opstap, het die Here klare plan in plek gehad. Toe Abraham en Isak die altaar gebou het, en klaar alles die hout opgepak het, net toe Abraham sy mes uithaal, toe sê die Here, stop het Abraham. En toe hy omkyk, is daar 'n bokram in die bos agter hom. God sien 'n man wat God vertrou, en terwyl hy hierdie man opstap na die grootste uitdaging in sy lewe, 'n ding wat 'n skrik bevind is, stuur God die uitkoms aan die ander kant van die berg op. God sien en hy voorsien. Dit is hoe die Here werk. Ek wil vandag kom en sê daardie wonderwerker God is die Here wat vir my en vir jou sal deurdra. Dit maak nie saak wat die situasie is nie. Die Here wil vanmôre kom sê dat wanneer hy werk, kan niks keer nie, en hy sien wat jou nood is. En hy antwoord op 'n manier wat ons nooit gedink het moontlik is nie. 1986 So ek en my meisiekind in die Sonnesrivier Vallei op Kirkwood in die gemeente. Ons is so bly, dis 'n plaasgemeente, ons kom van die plaas af. Dis vars lug, is lemoenboorde, dis besproeiing, dis losering, en is die wonderlikste plek om te bly. Die suurberge loop daar verby, en almal is bly, en dit is wonderlik. En ons kry 'n beroep, Vaaldriehoek toe. Die Vaaldriehoek. Die lug is vuil, jy kan dit sien. En is 'n skrikbewind, en ek gaan en ek vra daar naby Kirkwood, in die Suurberge is die Suurberg Hotel, en ek vra vir die eienaar, kan ek asseblief hier in jou berg opstap en gaan bid? Hy sê, ja nee, ek kan gaan. En ek stap daar op, en ek gaan bid, en ek roep die Here aan, en die Here sê vir my, jy moet trek, seentjie. En my hart is seer, en toe huil ek bietjie beter. Sal nooit in my lewe vergeet nie, ek stap in die beespaadjie af. Na ek gesê het, ek sê, ag Here, sê net U is lief vir my asseblief. Sê net U is lief vir my. Here, U sê U sien en U sal voorsien. Wys vir my hierdie enetjie, Here, asseblief. Tot die 5de tree gee. Dis langs die beespaadjie. Jy weet die beespaadjie is so wyd. Die beeste loop almal daar rond en lang net so uit die paadjie uit, so handbreedte. Is daar 'n plantjie, en ek buig af, en aan die plantjie is een blaartjie, en die blaartjie is 'n hartjie. Hy is so groot as my duimnaal. Ek bær hom nou nog in my Bybel. Toe ek sê, Here help, toe God sien, toe voorsien hy, toe het daai plantjie wanneer geplant? Wanneer het hy hom geplant daar? Wanneer het hy hom water gegee? Hoe het hy gekeer dat die groot eierkoeie nie waggel en hom doodtrap nie?
Wanneer God sien, voorsien hy. Ek wil vandag kom sê, die Here is die Here God, wat elke een vandag se lewe ken, en hy sien waar jy loop, en hy sien jou trane, en hy sien jou moedeloosheid, en hy kan sien ook wanneer jy hom vertrou. Kom ons anker ons aan die wondergod, aan Jesus Christus. Nou sê die Bybel, die Here sê ja, hy is die skepper van alles, hy is die almagtige, hy is die algenoegsame God. Nou hy het ons ook geskep. Toe dink ek daaroor, ja, as ons sy skepsel is, ons sê ook, hy is my hemelse Vader, ek is sy kind. En kyk 'n bietjie, jong, 'n ouer gee ons 'n kind 'n naam met inhoud. En jy weet, as 'n oupa vir jou kan name gee, sal hy vir jou al die name gee van oupa grootjie af regdeur. En elke naam het 'n betekenis. En daarom is ek 'n kort naampie, David Jacobus van der Merwe Groblaar. Ek moes almal kry. Almal. Want elkeen het blykbaar 'n betekenis. Van der Merwe beteken permantig. Okay. So die Here gekom, en die Here gee vir elke kind wat hier sit, elke een van sy kinders gee 'n naam. En ek wil hê jy moet hoor, Romeine 8:37 sê die Here, jou naam is meer as 'n oorwinnaar. Ek? Ja, die Here sê, dis jou naam, jy is sy kind, en hy gee jou die naam. En weet jy wat die wonderlike ding is, as hy sê, jy is meer as 'n oorwinnaar, dan sorg hy, dat hy die inhoud sal wees, wat jou die oorwinnaar maak. Want as ons hier buite loop, en die ding is te erg, dan sê ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar, dis my naam. Ek is Dawie, nee, ek is meer as 'n oorwinnaar. Die Here wat lewe sê, ons moet ons geloof anker aan dit wat hy gesê het. Wanneer ek deur benoudheid gaan, ons lewe in 'n tyd van verdrukking, van benoudheid, van gevare, en ons weet nie hoe gaan ons maak nie, en kerkmense, en godsdienstmense, en bybelmense, en WhatsApps, en koerantberigte, noem dit wat jy wil, maak jou banger as ooit. Maar die Here sê vandag, jou naam is meer as oorwinnaar. Meer as oorwinnaar in hierdie tyd. Wanneer jy benoud is, wanneer daar gevaar kom, wanneer daar hoogtes, gaan kyk 'n bietjie daar, wat sê hy, meer as oorwinnaar, gaan kyk 'n bietjie, gaan lees 'n bietjie Romeine 8:37, wanneer daar hoogtes is, wanneer die risiko hoog is, dan loop jy met die God, wat nie risiko is nie. Wanneer jy deur dieptes is, wanneer jy al die risiko's geloop het, en jy het geval, dan sê die Here, ek is daar vir jou. Wanneer ons op 'n plek gekom het, wanneer die bose opdaag, dan sê die Here, meer as 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Dis wat God se woord sê. En toe ek het begin lees, hy sê, Here, het ek nog 'n naam? Ja, hy het vir ons nog 'n naam gegee, in 2 Korintiërs 2:14, hy sê, jy's 'n triomfeerder. 'n Triomfeerder is meer as 'n oorwinnaar. Weet jy hoekom? 'n Triomfeerder is die ou, as hy die oorlog gewen het, dan vat hy nog 'n klomp buit ook saam. Ek is 'n triomfeerder. In 2021, ja. Sal ek dit maak? Ja. Sal ek liefde terugkry? Ja. Sal ek vrede weer terugkry? Ja. Sal ek voorsiening kry? Ja. Hoekom? Die Here sê ek is 'n triomfeerder. Hy is die inhoud van my naam. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Daar's nog 'n naam. Ek hou van die name wat die Here gee. Weet jy wat is my naam? Ek is tot alles in staat. Nie ek sal miskien nie. Ek is, want Filippense 4:13 sê die Here, ek is. Want hy gee my die krag. Hy gee my die krag, hy gee my die vermoë. Dis die name. Ek gaan skryf dit bietjie voor in jou boek. Al hierdie name, daar's baie meer, maar gaan skryf hierdie name, dit maak ons opgewonde, want die algenoegsame, almagtige God maak dat ek meer as 'n oorwinnaar is in sy naam. Wat wonderlik is, 'n voorbeeld van mense wat daai naam gevat het, toe God vir Abraham sê, van nou af is jy Abraham. Abraham wat beteken, die pa van baie kinders. Is Here op 100? Sê vir Sarah, van nou af is jy Sarah, 'n mamma van menigtes. En Abraham sê, van nou af Sarah, noem jy my Abraham, verstaan jy my? God het gesê, dis my naam.
As jy hom voorstel aan iemand, ek is Abraham, en dit is Sarah. Die naam wat die Here ons gee, is die naam wat ons moet vat en moet vertroetel. Ons moet dit in ons harte opskryf. Daar is nog 'n naam wat die Here gee. Jy sal nie skaam Pietie of Sunny wees nie. Jy sal dit nie wees nie. As almal skaam is, sê Psalm 34 vers 6, jy sal nie rooi van skaamte wees nie, want jy sien die anker, aan wie ek my lewe anker, sê dat hy sal uit die rykdom van sy heerlikheid elke behoefte ontmoet. Jy sien, hy sien en hy voorsien. My naam is nie skaam Dawie nie, rooi van skaamte nie. Nee, ek is nie 'n groot mond nie, maar ek staan in die naam van die Here, wat gesê het, as almal rooi van skaamte is, sal ek dit nie wees nie. Nie omdat ek oulik is nie, maar omdat hy God is. Die Here het jou die naam gegee van leeutemmer en slangvanger. Waar kry jy dit, Dawie? Psalm 91 vers 13 sê, die jong leeu en die adder sal jy vertrap. So die jong leeu sal jy vertrap. As hierdie leeu op jou afstorm, dan nou hoe gaan ek 'n leeu vertrap? Romeine 16 vers 20 sê, die Here sal spoedig die duiwel onder jou voete vertrap, want die duiwel is 'n brullende leeu. 'n leeuvanger, 'n leeutemmer in die naam van die Here. 'n leeutemmer. Ja, as ek sê, ek is 'n slangvanger, Genesis 3 vers 15 het God al gesê, die kinders van die Here sal die slang se kop verbrysel. Leeutemmer, slangvanger, ja. Here, help vir my. Is daar nog ergens 'n plekkie? Daar is nog ergens? Ja, Genesis 3 vers 15, daar is Psalm 91 vers 13, en dan sê Lukas 10 vers 19, jy sal op slange en skorpioene trap. Wat sê die Here? Die Here sê sy kind is hierdie wenner wat elke bose mag sal teenstaan, en die Here sê, hy sal van jou wegvlug. Ek is geanker in hom, geanker in wat hy sê, geanker dit wat hy, die naam wat hy my gegee het, skryf ek in my binneste op, ek troetel dit elke dag. Hy is die allerhoogste God. Wat vir my baie kosbaar is, Genesis 14 vers 18, word ons God die allerhoogste God genoem. 1000 jaar later, Psalm 110 vers 4, word hy weer die allerhoogste God genoem. 1000 jaar later, word hy weer genoem die allerhoogste God, Hebreërs 7 vers 3. Vandag, 2000 jaar verder, word hy in Openbaring 1 vers 8, die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die een wat was, wat is, die allerhoogste genoem. Vandag is hy dit nog steeds. Die duiwel het alles probeer. Die duiwel het 'n klomp mense opgewek om hom te probeer uitstem. Sorry. Ons God, ons koning, ons anker, sal nooit uitgestem word. Hy is ewig, die koning van die konings, die Here van die heersers, die Here wat met ons is, wat 'n pad saam met ons loop. Die groot ek is, vir ewig is hy ons God. Ek kan vanmôre net sê dat ek is opgewonde om so anker te kan hê. Opgewonde want ek weet dat wanneer ek met hom praat, dan hoor hy. Ek gaan nie al die goed vir u noem wat ek hier geskryf het nie. Maar hoor 'n bietjie, wie is my anker? My anker. My God is 'n God wat die heuwels geweeg het. Jesaja 40:13. Hy is die horings van 'n buffel wat my vyand se bene verbreek. Numeri 24:8. Hy is die God wat 'n pad in die see maak deur net sy neus uit te blaas. Gaan lees maar in die woord van die Here. Hy is die God wat ek kan vra om saam met my deur die vuur te gaan en ek sal nie brand nie. Jesaja 43 vers 2. Hy is die God wat nooit misluk nie. Jesaja 43:13. Hy sê as hy werk, kan niemand hom keer nie. Hy is die wonderwekker God. As hy op die toneel kom, sidder die duiwel. Jakobus 2 vers 19. Ja, hy is die wonderlike God
wat vanmôre vir ons wil sê, ek gaan nie alles lees, dit is net so 'n lang lys. Ons is geanker aan Jesus Christus. En hy is die God wat sê, ek loop saam met jou. Ek sal met jou wees. Ek is die God wat vir jou kennis gee. Kyk, ek wil hê ons by die diep kennis van God ook raak sien. Hy sê nie net ek gee vir jou kennis nie. Hy sê ek gee vir jou wysheid ook, om die kennis wat jy gekry het, toe te pas. Kennis alleen help niks. Wysheid wat God gee, om die kennis wat jy kry toe te pas, maak jou 'n wenner. Kan jy sien wie is ons anker? Dis die Here, wat vanmôre vir elkeen wat hier sit wil sê, don't give up, you're on the brink of a miracle. Kom ons sluit ons oë. Here, vanmôre weet ons, dat U is ons almagtige God. Here, U is die Here wat die lewe vir ons lewe maak. Ons wil vanmôre opnuut kom sê, ons anker ons lewe aan U vas, die troon van God, ewig koning, ewig heerser, skepper, almagtige, algenoegsame, wonderwekker God, wat sien en voorsien, wat spreek en dit gebeur, wat name uitdeel, wat sin maak, want U is die inhoud van die naam. Bid vir elkeen in hierdie kerk vanmôre, dat U deur die krag van die opstanding, U wondergenade sal bewys aan hulle. Amen.